Ek's Diane Broodryk. Ek is Gerda de Souza. Mevrou, weet jy dat ons werk al gesamentlik amper 40 jaar by Jacaranda FM? En nog nooit kon ons net praat waaroor ons wou nie. Nou gaan ons. Tot nou toe, mevrou. Mevrou, Mevrou, kyk net vir ons blomme. ons lyk pragtig. Nie eers beplan nie en daar is ons al twee geblom vanoggend. Weet jy so gepraat van blomme? Ja. Dis miskien die inspirasie. Ja. Ek was die naweek by my maale. Ek het Saterdag na hulle toe gery Ja. en ek het oorgeslaap en dit was net ek en my ma en my pa. Dit was so lekker. Dit Wanneer laas het jy dit gedoen? te lank laas en toe ek nou so ry, toe is daai jacarandas in volle blom. En ek ry so in die strate van my kinderjare in. Ja. In die buurt, want my maale bly nou al meer as 50 jaar in dieselfde huis. So daai selfde paadjies is nou, kom ek nou af van 'n klein dogtertjie af. En ewe skielik slat dit my dat hierdie is my valley waar ek groot geword het. En kyk net hoe ontsettend mooi is dit. Ek het dit nie waardeer toe ek 'n kind was vir wat dit was nie. Ja. En ewe skielik toe tref dit my. Toe ek nou in daai tonnels van pers inry en ek besef hier het ek fiets gery in hierdie perstonnels. Ek onthou dat ek oor daai blommetjies gery het dat hulle pop maak en as jy geloop het dan trap jy op hulle en jy het gaan sit as onder hulle en leer vir onderskeidings, 'n blommetjie op jou kop val kry onder. Ek is op pad na my maale toe en toe ry ek sommer net 'n wye draai in die buurt net om te sien hoe lyk alles. Ja. Ha? Ja. Ek moet sê was ons hierdie naweek op dieselfde persgolf. Is mevrou. dit? Ja, want ek het vir Tanya en Aiden gesê hy's nie meer by Boys High nie, so ek ry nie meer daai paaie deur Ja. Brooklyn nie. En ek mis dit. Ek mis dit om onder deur daai persbome te ry en op daai perstapuit en as jy so voor jou kyk dan jy weet jy gaan sommer per ongeluk bo die sirkel en bo die speed bump want jy mis dit want jy kyk net vir die persblomme. En vir 'n oomblik te dink ek wonder of ek dit genoeg waardeer toe ek dit gedoen het elke dag want dit was so gejaag. Jy moet by die skool kom en dan moet ons dit doen en dan moet ons huis toe gaan en dan moet ons en ek dink Oktober was jy het gesien dis pragtig ook die bome, maar jy het dit nie waargeneem nie. Jy het dit nie ingeneem. Jy het gefokus op die eksamen en nie op hoe dit lyk wanneer die eksamen geskryf word nie. Ja, dit is pragtig. En nou dat jy nie meer die eksamen druk het van jou kind en jou, jy Ja. weet, al daai dinge nie, nou kan jy sien hoe dit lyk. Ja. En toe dink ek so by myself, daar's mense wat van oral oor die wêreld af reis. Ja. Hiernatoe hierdie tyd van die jaar om dit te kan beleef. En hier is ons net blasey gewees vir al die jare wat ek in daai buurt gebly het. Was dit nou maar net iets wat gebeur het. Ja, dit was mooi, maar dit nie waardeer nie. Ja. Ja. En dan toe stop ek nou en ek in my maal het natuurlik die mooiste jacaranda boom voor hulle huis. Ja. Een van die wat nog mag staan. Ja, ons noem dit die fietjieboom want hy het ivy wat teen hom opgroei. Klein, jy weet daai klein ivytjies. So die ivy groei so teen hom op en nou is hy so groot, swaar, dik stam wat so grof is met die ivy so om en dan daai ontsettende klomp persblommetjies. So toe ek nou by my maale aankom en jy loop in en jou ouers se huis ryk soos jou ouers se huis. Jessie, ek het so 'n blast from the past gevoel gehad hierdie hele naweek. Dit was eintlik so lekker. Jou ma se kos. Ek het gegaan natuurlik want ek gaan toe nou met voorbedagte rade. Ek is toe lus vir my ma se vetkoek en curry mince. En dit was lekker weer vir dit. Dit het mos so gesous. Ja. So vetkoek en curry mince. So ek het op pad gaan deeg kry. Toe kry ek sommer mince, toe kry ek sommer stroop ook want mense eet vetkoek en curry mince Ja. met Mrs. Balls. Ja. Dit is die hoofgereg en dan die nagereg is 'n vetkoek met stroop en kaas Dit klink en lekker botter. So ek het sommer alles gaan koop vir dit. So toe kom ek nou daar aan met my sakkies by my maale en weet jy, dit was so lekker en soos ek sê, dit was net ons drietjies. En daar toe pak sy vir ons die vetkoek en ek help soos toe ek gehelp het toe ek in die huis was. Ja. Alles, Ja. dit was so lekker. Het hulle 'n horlosie wat klik 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 as jy instap dan herken jy daai klank ook of voeltjies of iets. Daar's mos altyd Voeltjies. Ja. Voeltjies in my ma se tuin. Ja.
sy dink die tuin lyk nie goed nie. Dit is Ja, maar sy clivias, tuin kan nooit nie dit goed is lyk nie. orgidee, dit is lieflike gras wat actually groei. Ja. Regte egte gras. Dit is die vetplantjies buite by die agterdeur, by die kombuis. Ag nee, dit was salig en lekker en mens waardeer dit nie genoeg Ja. terwyl jy 'n kind is nie. Ja. Ek meen, toe ek nou so ry deur die buurt, ry ek die paadjie op wat ek skool toe geloop het, laerskool toe. Ek was in Laerskool Rietfontein Noord, en ek onthou nog van omgewingsleer in graad 2, Laerskool Rietfontein Noord aan die voet van die Magaliesberge. Ja. En dit is regtig aan die voet van die Magaliesberge. Wie was in 'n skool wat nie in die Kaap bly nie met 'n berg? Ja. Ek was. En dit was 'n ou klein skooltjie, kyk, ons skoolklere was roesbruin. Soos die Magaliesberge. Ja, dit was donders lelik. So al die fotootjies is maar lelik. Maar ek het nie besef wat 'n voorreg dit was om in daai klein skooltjie teen die berg hang, Ja. graad 1 tot ek meen, ons het kaalvoet skool toe gegaan. Mevrou, Ja. amper kaalvoet oor die berg. Oor die Magaliesberge geloop. Jy was aan die kant van die Magaliesberg. Ons het kaalvoet skool toe gegaan. Ek onthou nog toe ons het nog gesê standaard 4. Ja. Toe die prefekte aangekondig gestaan die hele leerlingraad kaalvoet op. Met 'n roesbruin kleer. Ja, toe het ons klere nog verander na 'n oranje en wit blokkie. Dit was nie beter nie. okay. Ja, dit was toe nou 'n ander styl en dit was roesbruin pinafore met 'n wit hempie onder. Okay. Tot omtrent so in die helfte van my laerskoolloopbaan en toe verander dit na soos 'n prinsesstyl rokkie met 'n oranje en wit blokkie. Dit was nie nice nie. Maar nog steeds kaalvoet. Ja, Ai. ja. Het julle nie kaalvoet skool toe gegaan nie? Nee. Ek kan onthou dat een van my grootste bekommernisse om hoërskool toe te gaan was dat jy elke dag die hele dag jou skoene moet aan hê. Toe het jy daarin. Wel. Jy Was jy nou een van daai jy kinders? moet nou maar konform, want Ai. almal dra dit nou so what the hell. Ja. Maar ja, dit was carefree. Ons het fiets gery na jou maatjie toe. Jy het al daai goedjies gedoen wat mens net as vanselfsprekend aanvaar het. In 'n omgewing, ek meen dit was nooit fancy nie, maar is mooi. En wat vir my eintlik nogal baie treffend is dit is die moot, né? Ja. So Ja. die moot beteken dit is 'n vallei tussen twee berge. Dit is wat 'n moot is. So daar's 'n tipe van 'n ek dink klimaat en wat baie Och, dis spesifiek aan die moot lovely. is. So die tuine is baie mooi en die strate en alles. Maar wat my opgeval het is hoe min dit verander het. Dis wat ek jou wou vra. Die moot die is 'n kafee time nog op die capsule. hoek? Ja. Is die stopstraat wat altyd stikkend was, die teken is nog steeds daar. Alles dit lyk dieselfde. Die enigste Ja. verskil is almal het nou 'n heining. Ja. Toe ek groot geword het niemand heininge gehad. Die Die honde het tuine was gehardloop oop. tot- Ja, daar was honde in die straat Ja. en die tuine was oop. Almal het nou heininge van die een of ander aard. Mure en Maar nie moerse heininge nie. Jy kan nog steeds dit voel nog steeds soos wat dit gevoel het daai tyd, Ja. want daai groot jacaranda bome in volle blom staan nog steeds weerskante van die pad. En dit is onbeskryflik mooi. En ja, en dan dink jy aan toe jy 'n kind was die goeters. Ek meen, ek het selfs gery in die pad want dit was die skool is 3 lang blokke van ons huis af en die kerk is 3 korter blokke. Jy het geloop skool toe en jy het geloop kerk toe. dis bly die kerk is korter Ja. blokke as die skool. Ja, op 'n Sondagoggend dan lê my ma en pa en slaap lekker, dan moet jy aantrek. Was jy elke Sondag skool toe? Ja, want ons moes van die plaas af ry Ja, kerk toe op 'n Sondag. So jy moet nou nog 'n uur se ry bysit vir die kerk. dis baie vroeg. En dan is dit die kerk en dan is dit die Sondagskool daarna en dan is jy nou in die dorp so pad uit huis toe. Onthou jy het nou môre het jy nou dit en dit nodig 'n taak. dan moet ons nog eers by die winkel stop, dan kom jy eers weer 1 uur vanmiddag by die huis. Dan moet ons eet en dan moet ons pak vir koshuis Ja. vir môre. So ja, die kerk was elke Sondag. Ons het gekerk. Ja, en dan dan loop jy nou kerk toe en ek
kan regtig net vir jou sê, ek kan 2 kerk-outfits onthou. En hulle het almal bruin ingehaat. Hy en jou skoolklere En die skoolklere was bruin. Ek dink die 70s was mal oor bruin. Ai, ek dink ook so eintlik. Maar kyk, ons mode was nie goed vir ons nie. En vir die eerste paar jaar op 'n stadium het die kerk gesê, okay, jy hoef nie meer 'n hoed op te sit nie, maar ons moes 'n hoed opsit tot omtrent standaard 2. Nee. Ja, was dit nog hoedend. So en my hoed het so 'n dingetjie gehad wat my kop gekrap het. Dan loop jy nou skool toe met die bobby socks en die flippin simpel bruin rokkie met die hoed in die hand. Loop jy kerk toe met kollekte. So my pa het vir ons 10 sent gegee vir Sondagskool se kollekte, 10 sent vir die kerk se kollekte en dan 20 sent as jy op pad terug loop jy verby die kafee om 'n sweetie te koop. Haai. Ha? En dan wat kon jy koop vir 20 sent? Wat het jy gekoop? Toffies. Ag, ja, enige iets wat ek het gehou van flings, so ek sou vir my 'n pakkie chips, dit was 10 sent vir 'n pakkie flings. En dan kan jy nog 'n paar toffies koop. Ja, jy kon baie koop vir 20 sent. Haai. Ek het dit nooit so daaraan gedink nie, maar toe sê een van my maatjies, "Hoekom gee jou pa vir jou meer vir sweets as vir kerk?" Ek het dit nou maar nie gesê nie. Sê want sy prioriteite is reg. Ek het maar stil gebly daar. Sy prioriteite was reg. Ja, en Jy elke Sondag al jou kerkgeld in. ja, nee, jy sal nie Jy het nie waag. 30 sent Jy gevat sal vir nie die- waag om kerkgeld mee sweets te koop nie. Okay. Jy sal gestraf word. Môre moet Het jy nie geweet jy gaan gestraf word nie? Asof die bruin rokkie nie 'n straf was nie. En dan ek onthou baie spesifiek die een dag wat ek so geloop het want nou is ek ook laat en my hare het verskriklik wild gestaan. Ek het baie moeilike haartjies gehad. Dis hoekom die hoetjie eintlik 'n bestuuring was, want die hare het die hele wêreld vol gestaan. Daar was al gesê dat ek my hare met 'n cracker gekam het, maar jy weet dit is nou maar Dit was een van daai lelike mense dinge. wat dit gesê het. Ja, dit was my juffrou, maar maar ja, dit het gebeur en dan kan jy nou die hoed opsit as sien niemand die cracker nie. Toe onthou ek, as jy nou laat is, dan moet jy nou 'n stukkie hardloop. Dit is nie lekker om in kerkklere te hardloop nie. Glad nie. Gelukkig het jy jou skoene Want aangehad. jy moet skoene aantrek saam met die kerkklere en daai pote wat nooit 'n skoen gesien het nie. Vir kerk moes jy skoene aantrek. Heerlikheid, dit was ongemaklik. Hardloop met die skoene aan, toe skiet my panties se rek. Dit kan ek so goed onthou. Ek hardloop nog en toe ek weer sien toe's my panty by my knie en ek moet nou hier in by die saal want ons het eers gesondagskool Dis en op dan pad kerk gekerk. toe. Ja, toe moet ek nou daai hele pad loop. Verder hardloop en die panty vashou. En toe nou daarin by die saal Agter by die agterste want deur. daar was altyd eers 'n byeenkoms in die saal wat jy nou kerkliedjies gesing het. Voor jy nou na jou sonnaskoolklassie toe gegaan het. En dan moes jy nog huiswerk gedoen het want jy moes 'n kruis teken en dan moes jy 'n versie skryf en dan moet jy ja, sê jy het dan Iets nog met die leer. sonnaskoolboek ook gehardloop Ja. want jy het jou huiswerk gedoen. Daarom is Noag se ark ook bruin. En dan sit jy nou, ja, alles is bruin. Dan sit jy nou in jou sonnaskoolklassie met wie ever die arme mens is wat nou vir jou sonnaskoolklassie gee. En dan sit al die maatjies so en dan lyk hulle almal ewe moeg. Ja, dink aan die week wat was. Ja. En dan sit daai kinders, ek het gereeld daai sonnaskoolklassie deurgeslaap. Ek kon nie wakker bly nie. Dit was vir my baie erg. En dan moet jy nou na dit nog 'n hele uur in die kerk gaan sit en wakker bly. Want in die kerk bewaar jy as jy slaap. Jy mag nie slaap nie. Dis die ou ooms mag slaap in die kerk. Kinders mag nie slaap in die kerk nie. Kyk Pat se 3 kinders. Ja, hoe sit hulle kyk nou net daar. Kyk hy van der Westhuisens. Ja. Ja. Nee, en dan sit jy nou in die kerk. Ons het toe nou later geleer, jy kan op die galery sit. Ja, dit was lekker. Ek het op die galery gelaaf. Want dan kan jy allerlei goed doen. Ek weet. En dan was dit naby die tannie wat die orgel opgespeel Ja. het. So partykeer hoef jy nie op te staan nie, Nee. want so jy sit agter die tannie wat die orgel speel. Yes, en dan dit kan was jy lekker. kan jy nog so 'n bietjie langer sit. Toe ons daai galery ontdek Ja, en ek toe weet. ons mag in die galery sit, toe dit vir my kerk heeltemal verander. Ja. En dan nou na dit, dan loop jy nou weer terug en hou die panties se rek vas en loop by die kafee om, koop die chippies, koop die toffies, kom by die huis en dan loop jy daar in en dan ruik jy jou ma se kos. Ja, Sondagmiddag lunch. Ek weet. Ek Wanneer weet. laas het jy aan dit gedink? Ja, ek moet sê ons het vroeër hierdie jaar was ons Vryburg toe.
En ek het daai presiese gevoel gehad toe ons daar deurry. Toe ons inkom, onder deur die brug ry. As jy nou stop by die, jy kom van die N14 af en dan sit jy jou flikker uit en dan gaan draai jy regs en dan sit die hele Vryburg so op die heuweltjie met die 3 silos. En want jy weet mos al die dorpies in die Noordwes en in die Vrystaat, jy sien die silo's en dan sien jy die kerktoring en dan weet jy daar gaan dakkies wees. Daar's samelewing. En as jy so inry onder deur die brug, welkom in Vryburg, dan mens vra nie daarvoor nie. Dit kom net so. Dis asof jy teruggaan na jou ou persoon toe. Ja. Weet jy word weer 10. Ja, jy is soos wat jy was toe jy daar was en ek was koshuis my hele lewe deur. So ons het daai koshuispaadjies geloop. En as ek nou gaan ry tussen die laerskool koshuis en die hoërskool koshuis en die laerskool en die hoërskool, dieselfde ding. Mense het jou gelos, jy was in graad 1 sub A met jou groot skooltas en hier het jy geloop van die skool af koshuis toe wat nogal ver was. En dit was lieflik. Dit was vryheid. Almal het almal in die dorp geken, almal het geweet wie almal is. Dis net wonderful. En as ek nou teruggaan, dan kry ek daai selfe gevoel en dan gaan kuier ek vir mense wat daar bly. Dan hoe gaan dit in Vryburg? Hoe is dit? Ag nee, jy weet mos is maar dieselfde. Ons het darm 'n nuwe mall gekry. Ons het darm 'n nuwe dit en dan dink jy, "Haai, eintlik besef julle nie hoe lekker dit is om hier te gebly het nie." Dit was eintlik lekker. Almal ken almal daai gemeenskap, daai samelewing. As jy die mense sien saam met wie jy op skool was. En veral op laerskool en hoërskool. Dit is asof die gesprek gaan net aan. Jy tel net op waar jy laas opgehou het. Is dit nie amazing nie? Dit is so, wat is die woord wat ek soek vir dit? Nie gerusstellend nie, maar dit is asof jy behoort iewers. Jy's geborge. Dis 'n vreeslike moed. Dion het ons altyd gesê, ek praat hoërgraad Afrikaans, hoor ons woorde soos dit gebruik. Dit is geborgenheid. Ja, jy behoort iewers en iemand ken jou van dis jou damse iets wat jy eende. al van vergeet het. Ja. Jy weet jy het al vergeet van daai goed en hulle ken jou so. So as ek daar kom is my naam Saar. Ja. En ek reageer op Saar en hulle noem my Saar. En dan sê ek, ja, wat is dit? En jou familie nou sê, wie die hel is Saar? Ja, wie's nou Saar? Tony weet nou al ook, dis nou Saar. En dit is nie vir as hulle sê, ga, dan gaan ek miskien nie reageer nie. Ja. Want ek ken nie dit so nie. Ek het een keer iemand gehad wat my gevra het, wat is jou gunsteling rolprent? En toe ek, sonder om te dink, toe sê ek Cinema Paradiso, want dit is my gunsteling rolprent. Toe sê sy vir my, dis so snaaks, want dit gaan oor hierdie ou wat in hierdie klein dorpie in Italië groot geword het, en toe gaan hy weg, en hy word 'n beroemde movie maker, en dan moet hy teruggaan, want iemand wat baie naby aan hom was in die klein dorpie gaan dood. En dan wil hy eers nie gaan nie, want hy kan nie onthou hoe hy was in daai klein dorpie nie, en hy's bang hy onthou nie al die lekker goed nie, maar hy onthou nie die goed wat nie vir hom lekker was nie. En dan gaan hy terug, en dan kom al hierdie emosies terug. En ek dink nogal dit sê nogal iets van hoekom ek, dit is my gunsteling rolprent. Maar weet jy, nou dat jy so praat, terwyl ek nou so gery het, toe wonder ek, hoeveel van dit het my gemaak wie ek vandag is. Ja. Dit wat ek daar gesien het en weer onthou het en die goed. En weet jy, ek het onthou, toe nou vir die eerste keer, en ek kan nie glo dat ek nog nooit hierdie kloutjie by die oortjie gesit het nie. Maar toe ek 'n kind was in die laerskool, het ek met die radio groot geword. Selfs al toe ons 'n televisie gehad het, het ek radio geluister. Want van die skool af het ek opgestap teen die berg op, na die tannie toe by wie ons gebly het na skool. Want my ma en my pa het gewerk. So, en dan het ons by die tannie gekom, en dan het jy broodjies geëet by die tafel, waar daar 'n radio gestaan en speel het. Ja. En dan het jy by daai tafel gesit in 'n huiswerk doen, waar die radio gespeel het. En selfs toe ons nie meer by haar gebly het nie, in die aand as ek huis toe gaan, sit ek by die radio en maak huiswerk klaar en jy weet, leer, en die radio was altyd aan. En dit was so 'n groot deel van my grootword, en ek onthou dat ek in skoolvakansies, ek het almal se kaartjies bymekaar, verjaarsdagkaartjies bymekaar gemaak, en dan skoolvakansie, dan sit ek nou, en dan lees ek nou die versoeke, dan speel ek versoekprogram met wie ever belangstel, en dan lees ek die kaartjie, as soos Esme Everard, en dan veels geluk aan Gerda, my liefste blomkind, jy weet so, dan lees ek dit in daai stem,
Al die liefde en groete, jou mamma, pappa en gesin. Ag, ek hoop jy het 'n heerlike verjaarsdag met daai hele stem. Daai hele, dan vat ek die volgende kaartjie, dan lees ek vir iemand anders se versoekie. Dit is ook ek het radiodramas geskryf en opgeneem met byklanke. En kyk waar sit ons, mevrou. Ja, mevrou, ek onthou in die hoërskool koshuis. 2:30 het die radiodramas begin. Ja, so ons het van die skool af gekom en dan kom jy by die koshuis en dan kan jy gou-gou jou klere uittrek, dan moet jy gou gaan middagete eet en dan het jy daai stukkie tussen studieuur en nou gaan ons almal al ons sport doen en whatever, dan is dit radiodramas. Dan sit ek daai radiodramas en luister, dan skryf ek die drama wat ek nou met almal in die wolvedans in die skemer. Wat ek nou met almal gaan opneem. Dan neem ons, ek onthou die een was, my een drama se naam was Ons geluk in 'n glasie wyn. Sy het gif in die wyn gegooi. Mevrou. En haar man vergiftig. Mevrou. Sodat sy met sy beste vriend kon op. Jy sien soupies. Ek het vir hom hy het 'n cover gehad en dan al die karaktertjies het hulle woorde gesê en die cover was so 'n groot glas wyn, so 'n rooi glas, ek sal dit nooit vergeet nie, wat een van die seuns in die seunskoshuis wat baie mooi kon teken. Wat was sy naam nou weer? Hy het vir my die glas wyn geteken op die groen. Onthou jy daai groen covers wat jy gekry het wat in die lers moes sit, daai karton? Ja. Ek het obviously 2 groenes oor gehad. Dit was die voorkant en die agterkant, nê, en in die middel was die radiodrama van hierdie vrou wat die gif in haar man se glas rooi wyn gegooi het. Het julle hom nooit opgeneem nie? Nee, ons het hom nie opgeneem nie, maar ons het hom opgevoer. Okay. Almal het ons was karakters. Want myne ek wens ek kan dit kry. Myne se naam was Roep van die Naguil. En ek het my sussie se tape recorder en my maatjie se tape recorder gevat. En dan het ek dit ek het vir hulle dialoog geskryf. Ek het die byklanke gemaak met skoene so wat so loop. Goed wat so maak. Wat so die perd, sak, kom die perd. Ja, 'n sak wat so maak is die bosse. Hoe klink 'n naguil? Ek weet nie eers nie. Roep van die naguil. Hoep, hoe. Daar gaan die naguil. As die naguil roep, weet hulle. Die weerwolf is op loop. Sulke goed. Ek het sulke goed geskryf en dan laat ek mense die karakters speel en ek het hulle so aan mekaar. Ek wens ek kan daai tape kry. Mevrou, maar dit, kyk waar sit ons. Ja, dit en onthou jy as jy ek het in die oggende wakker geword 6:00. Piep, 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 piep. Dit is nou 6:00. Hier volg die nuus, gelees deur Bloemeris Nieuwoud. Net so. Ja. Met dit groot geword en daar gaan ons net altyd radio gedoen in die koshuis. Is tog. Nou dat ek daaraan dink, kan jy nou dink dan as jy nou nie jy is nou in die koshuis. As jy dit vandag doen, gaan hulle dink jy is spesiaal. Ja, jy kom nou al van sub A af met hierdie kind saam en jy kan sien, kyk sy is nie lekker in die kop. En nou in standaard 8 maak sy jou 'n radiodrama opvoer. En al wat jy wil hê is dat hierdie koshuisweek moet verbykom en dat ons net kan by die naweek kom en huis toe kan gaan. Ja. Dit was nou daai een gewees wat mense nou sulke goed laat doen het in die koshuis. Dis mal daaroor. Mevrou, onthou jy jou laerskool skoollied? Ja. In die hoek van Kaapland waar die sterre helder skyn, in 'n donker land van sand en gras waar die rooi Afrikaners by suits. Ons het was ek het hom toe ek nou verby die laerskool ry terwyl ek nou so op my nostalgiese trip is, toe onthou ek kom Riet Fonteinoord, plant met daad en woord, plant en saai met kindervleit. Kom saai en kom plant vir volk en land, tot diens van God en mens bereid. Wat beteken dit? Ek weet nie, maar dit rym. Dit rym en dis pragtig. En dit klink soos boere. En ons is so ver van boere af. Dis net 'n geplant en 'n gesaai die hele tyd. Ek weet ons het 'n hinterland gehad van sand en gras. So daar was ook nie baie in dit was landbou. Maar jy weet, dit was ons vormingsjare, mevrou. Ja, en die lekker ding is soos wat jy sê die tannie. Soos daar is van my vriendinne wat my op die koshuis kon jy op 'n Woensdag huis toe. Kon iemand jou lekker. dorp toe. Dorpdag. Hoërskool was 'n dorpdag.
kyk, dan het jy daar in daai strate gelê, maar aan die laerskool, dan het my vriendin se ma my kom Onder toesig. dan het ek by hulle gaan speel. En ons het nou 2 maande te ry ek verby haar huis, waar haar ma gebly het, en ek onthou, en toe bly ek by haar, in Vryburg, en sy sê vir my, jy gesien hoe lyk ons huis? Ja, ek het gesien, ek weet presies waar, jy weet, en nou is ons vrouens met ons eie kinders, Oh wow. en ek het by haar gespeel toe ek 8, 9 jaar oud was. Ek hoop ons kinders kan ook so voel oor hulle kinderjare, soos wat ons oor ons in voel. Ek weet nie mevrou, hier ry ons die spul rond in karre, en dit is Ubers, en daar's nie van fietsry na jou maatjie toe nie. Nee. Ai, Dis verskriklik. hi mevrou. Ek sal saam met jou na jou ma vir jou ma gaan kuier, dan kom jy saam met my Vryburg toe vir 'n aand. Dit klink lekker. Ja, die klub is nog daar. Dis Ons 'n kan date. bietjie soontoe gaan. En dis rof, hoor. Ek sê nou vir jou mevrou, jy moet skoene Moet ons aantrek. hare gel? Jy kan nie daai een vat kalfvoet met jou bruin uniformpie nie. Dit gaan nie werk nie. Dis nie berge nie. Dis 'n date mevrou. Okay, sien jou dan. Bye. Bye. Mevrou is 'n oorspronklike Jacaranda FM potgooi. Luister na al die episodes by jacarandafm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.